hulle, hoe lyk hierdie Jesus wat vol van hierdie Heilige Gees se krag is. Hulle sien wat dit is wat hy kan doen. Hulle sien hoe dit hy dooies opwerk. Hulle sien hoe dit hy duiwels uit mense uitdryf. Dis die eerste keer wat dit nog ooit gebeur het. Niemand het nog ooit gesien hoe dit 'n demoon uit iemand uitgedryf word voordat Jesus op aarde was. Die gesag wat hy oor die duiwelse werke gehad het. Hulle het gesien hierdie wonderwerke wat hy gedoen het. Lammes laat loop, blindes laat sien. Vir die Fariseërs het hulle gesien hoe dat jy die onvergeeflike sonde kan doen om mense te vergewe van hulle sondes. Dit was taboe. Maar hy het dit gedoen. Hulle het gesien hoe dat die Here Jesus hom fokus op die arme mense, die wat gewoonlik uitgeskei is, uitgegooi is, die verworpen is, die verwerp is, die wat aan die ander kant, die verkeerde kant van die spoorweg groot geword het. Hulle het gesien hoe dat hy hom met hulle vereenselwig, with the humble, with the meek, and with the weak. Gesien hoeveel tyd hy saam met hulle deurgebring het, hoe hy gekom het in hierdie goeie nuus van God, aan hulle kom verkondig het. Hulle het gesien hoe dat die profesie wat oor hom uitgespreek is, wat gesê het dat ek het gekom om die wat gebroken van hart is te heel. Ek het gekom om die wat vasgevang is in tronk vrylating te gee. Ek het gekom om die wat blind is sig te gee. En ek het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Daai aangename jaar van die Here aan te kondig is 'n tydvak gewees waar elke 50 jaar is al die skuld van alle mense afgeskryf. Dit was deel van die wet gewees. As hy enige skuld gehad het, was dit afgeskryf. Die Engelse naam vir dit is the year of Jubilee. Sê so 'n bietjie Jubilee. Want die idee is, jy jubel wanneer jy weet my 50 jaar breek aan en my verband op my huis is klaar betaal. Amen. En is in hierdie selfde 50 jaar tydvak waar ons in hierdie tyd van Pinkster inbeweeg, dat 50 dae nadat ons Paasfees gevier het, daar nog 'n fees is wat die Jode vier, en hierdie fees is 'n fees waar hulle eerste oes van koring bring hulle na God toe, en hulle kom sê vir hom dankie dat hulle oeste 'n sukses was, en hulle bring die beste wat hulle het na hom toe as 'n offer. En die Here het sy disippels gesê dat op daai dag van Pinkster moet julle seker maak julle is in Jerusalem, want iets unieks en iets spesiaals gaan met julle gebeur. Hulle het self nie geweet wat dit is nie. Hulle het net gehoor, hulle kon net onthou, Jesus het verwysing gemaak na die gedele wat hy genoem het in Johannes. Want terwyl hulle met hom skouers geskuur het en gesien het wat se wonderwerke hy gedoen het, en hoe dit hy duisende teruggebring het na God toe, hierdie genade gebeleef en geervaar het, hierdie boodskap van God is nie meer kwaad vir julle nie. En dat daai boodskap nie net woorde was nie, maar dat die wondertekens wat gebeur het, was die bevestiging gewees van hoe God vir jou omgee. Nie net vir eendag as jy saam met hom in die hemel is nie, maar terwyl jy hier op aarde is, kan jy al God se goedheid beleef en ervaar. En dit het mense se harte gedraai. Dit het mense ontvanklik gemaak vir 'n liefdevolle God, waar hulle daai liefde nou kan ervaar in die krisisse en in die nood en in die pyn waar hulle nou in is. En hy begin in Johannes 14 maak Jesus hierdie volgende stelling, en hy sê vir sy disippels, hy sê vir die van julle wat in my glo, die van julle wat my volgelinge is, julle wat my boodskap glo en dit aanneem, hy sê vir julle wat in my glo, julle sal dieselfde werke doen as wat ek doen, en julle sal groter werke as dit doen. Sê so 'n bietjie groter. En hy praat met sy volgelinge. Hy praat met hierdie wat in my glo. Hy sê vir julle gaan hierdie goed plaasvind, dieselfde en groter. En dan 'n stukkie verder begin hy vir hulle 'n prentjie skilder van wie en wat die Heilige Gees is. En hy sê, as hierdie Heilige Gees kom, hierdie Gees van God, hierdie een wat julle gesien het, wat binne in my is, wat julle vir 3 jaar lank gesien het in my funksioneer en in my werk, wanneer hy op julle kom val, en wanneer hy julle gaan kom vul, en Jesus het 'n ander naam vir daai Heilige Gees gegee, hy het hom genoem die Parakletos.
Sê so 'n bietjie parakletos. Dit beteken letterlik die een wat langs my inkom, onder my inkom en my optel, want hy gaan jou helper wees. Sê so 'n bietjie helper. Hy sê wanneer ek hierdie helper vir julle stuur. Wat bedoel jy by helper? Jesus bedoel dat julle weet hoe ek op aarde was ek 'n mens gewees, ek het in 'n menslike vorm gekom, maar God het vir my die helper gestuur wat my bekragtig het om soos God te kon funksioneer terwyl ek op aarde was. Daai helper wat in my gewerk en gefunksioneer het, ek gaan daai selfde helper vir julle stuur. Dis hoekom julle dieselfde goed as ek kan doen. En hy sê daai helper gaan kom en hy gaan die wêreld kom oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. Daai Heilige Gees gaan vir mense die bewustheid bring dat wanneer julle tussen hulle leef en julle met hulle praat en julle hierdie goeie nuus vir my vertel, dan gaan hierdie woorde wat julle sê gaan mense se harte sny, want hulle gaan besef hoe verlore hulle is, hulle gaan besef hoe nodig hulle God het, en dan gaan die Heilige Gees vir hulle sê, kom terug na hom toe sodat hy julle kan skoon was en dat hy julle sondes kan vergewe en dat hy julle kan welkom terug in sy koninkryk. Hy gaan onder hulle aandag bring dat as jy aanhou met hierdie tipe leefstyl wat jy leef, gaan daar 'n definitiewe oordeel wees wat vir jou wag eendag. Gaan hulle oortuig dat jy is veronderstel om geregtig te leef. Sonder geregtigheid kan jy nie voor God staan nie. Dis die werk wat die Heilige Gees gaan doen. Hy sê wanneer daai helper kom, dan gaan hy julle leer en hy gaan julle lei in alle waarheid. So julle gaan 'n stem hê wat met julle praat, daar gaan 'n wese wees met jou gaan praat en hy gaan vir jou sê wat jy moet doen. Hy gaan jou lei in die regte rigting wat jy moet loop. Hy gaan vir jou sê wanneer jy moet stop. Hy gaan vir jou moet sê wanneer jy moet links, wanneer jy moet regs. Hy gaan vir jou moet sê wanneer jy vat en wanneer jy moet los. Dit gaan sy werk wees. Dit gaan sy funksie wees. Dit gaan sy hulp wees. Hy sê wanneer daai Heilige Gees kom, dan gaan hy julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Alles wat ek vir julle gesê het wat julle moet doen. Al daai gebooie van my wat julle moes onderhou. Wat ek julle gevra het dat as julle my liefhet, onderhou my gebooie. Hy gaan kom en hy gaan julle herinner aan elkeen van daai. Maar hierdie Heilige Gees is baie sensitief. Hierdie Heilige Gees, hierdie helper, kan bedroef word. In ander woorde, hy kan wanneer ons nie luister nie, en wanneer ons nie ag slaan op hom nie, dan kan hy hartseer raak, en hy kan terugstaan, en hy kan jou los, dat jy luister na jouself. Dis hoe gentle hy kan wees, met sy krag en met sy forcevolheid. En dis die prentjie wat Jesus vir hulle skilder, en hy maak die laaste stelling, en hy sê vir hulle, en hulle kon dit nie op daai oomblik verstaan nie, in Johannes 16 sê hy vir hulle, hy sê, maar wanneer ek weggaan van julle af, hy berei julle voor vir wat ons nou net gesien het, hemelvaart, hy sê dat wanneer ek weggaan van julle af, gaan dit vir julle tot julle eie voordeel wees. En ek weet nie van jou nie, maar ek probeer dit indink, hoe gek kan dit wees? Hoe kan dit vir my beter wees? Ek het saam met jou geleef, 3 jaar skouers geskuur, ek het gesien wat u doen, ek het gesien die wonderwerke wat u doen. Here, hoe kan dit vir ons beter wees dat u weggaan? En hy sê, as ek nie weggaan nie, dan kan ek nie die gawe van die Vader stuur na almal van julle toe nie. Dan gaan alles vir altyd net om my moet draai. En daar's 'n wêreld om te red. En ek wil nie alles moet net om my en alleen, ek wil julle deel maak van dit, ek wil julle gebruik om dit wat ek hier kom doen het vir 3 jaar, ek wil julle gebruik om hierdie boodskap verder te voer. Dis hoekom ek moet weggaan na my Vader. En dan uit dit uit die laaste opdragte wat hy ons gegee het, wat hy vir hulle toe ultimately sê, as hierdie Heilige Gees op julle land, as hierdie Heilige Gees kom, dan gaan hy julle bekragtig. Daai in Handelinge 1 vers 8, hy gaan op julle kom en hy gaan julle bekragtig. Dis 'n Griekse woord wat beteken dynamis.
It will be a dynamic energy. Dit gaan 'n krag wees, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgeruk het. Daai selfde intensiteit gaan binne in jou en my lewe losbars. Vir een rede. Vir een rede, dat julle as my kerk, dat julle as my bruid kan gaan doen wat ek gedoen het, dat ek julle kan stuur, sodat julle groter werke kan gaan doen as wat ek gedoen het. This is my commandment, the Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations. Dis hoekom hy vir ons die Heilige Gees gegee het. En ons het ongelukkig deur die jaar, veral in ons Pinksterkerke, ons charismate, ons wat glo in die bekragtiging van die Heilige Gees. Ons het ongelukkig gegaan en ons het die Heilige Gees, ons het dit so verdraai, dat ons die Heilige Gees begin gebruik het as 'n vorm van prostitusie. As jy daai konsep verstaan, dan sal jy weet, dis iemand wat met 'n bepaalde behoefte rondry, en hy gaan tel iemand op langs die straat, om hy behoefte te vervul, en aan die einde van daai daad, dan word daar 'n transaksie plaasgevind, daar word geld betaal, daai persoon klim uit die kar uit, die behoefte is daar vervul, maar hierdie persoon ry aan en niks in sy lewe het verander nie. En dis wat ons met die Heilige Gees gedoen het. Die van ons wat hom al ontvang het, en die van ons wat al gedoop is met hom. Ons het die Heilige Gees gekry, en ons het dit begin maak oor hoe lekker ons kan kry. Ons het begin om hierdie revivals te hou. Ons het begin om hierdie dienste te hou, dat ons vir mense bid, dat hulle tog net the joy of the Lord kan kry, dat mense kan in tale praat, en dat mense op die mat kan rond in Karabashanda, en met 'n hoendervleis hier by mekaar te kan kom, en te sê hoe lekker dit is, hoe dis wonderlik, die Gees van die Here is hier, I want more anointing, Here, ek soek meer van dit. Maar waarvoor hy eintlik gegee is, doen die kerk nie. Om te gaan en om disippels te maak van alle nasies, doen ons nie. My boetie en sussie, ons sit vir weke in die kerk en ons luister na preke. Ons luister na goeie boodskappe, partykeer minder goeie boodskappe. Partykeer luister jy na dinamiese een en partykeer sit en slaap jy van hierdie boodskap. Maar almal van ons hoor hierdie boodskappe uit God se woord uit. Maar wat doen ons? Is ons gehoorsaam aan die opdrag? Want dis op die einde van die dag al wat saak maak. Is doen ons wat ons meester vir ons gevra het? Is ons besig om ander mense te leer dit wat hy ons beveel het? Is ons besig om heilig te leef soos wat hy ons gevra het? Is ons besig om net te probeer oorleef? Is ons besig om net hierdie lewens te lewe waar ons tog net, as ek net deur vandag kan kom? Party van ons is Christen in naam. Ons is Christen omdat ons onsself so noem, omdat ons so groot geword het. Maar wat in ons lewens demonstreer vir hierdie verlore gaande wêreld dat ons kinders van God is? Wat is daar van heiligheid, van Jesus Christus se heiligheid, wat binne in ons is wat hulle raak sien? Wat is daar wat hulle by ons hoor, wat hulle oortuig, die Gees van God in ons, hulle oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid? Wat move hulle, wat stir hulle as hulle na jou en na my kyk, om te sien, daar's 'n man en 'n vrou van God? Wat? Want as ons hierdie storie van Handelinge lees, nadat die Heilige Gees op almal uitgestort is, en nadat hulle in tale gepraat het, was daar 'n reaksie van die wêreld gewees, van die ongelowiges. Hierdie magdom mense wat reg oor die wêreld bymekaar gekom het, daai dag vir daai fees, wat God in sy ongelooflike beplanning net geweet het hoe om reg te kry. Dat hierdie klomp mense bymekaar gekom het, en daar is verskillende dialekte, hulle praat verskillende tale. Hulle kom daaraan, en terwyl hierdie ouens die Heilige Gees ontvang het, en hulle in hierdie tale praat, en hierdie 4 tonge op hulle kop is, hoor elkeen van daai mense in hulle eie taal, oor die goedheid van God. Dis wat hulle hoor, toe die ouens daar gestaan in Karabashana Rabakusebebe en dan hulle taal gepraat het, toe het hulle in elkeen van daai mense wat daar is, sy eie taal gepraat, want almal het nie Hebreëus gepraat nie. En hulle hoor hoe dat die evangelie, die goedheid van God verkondig word. En die mense vra, maar wat is dit? Wat is hierdie wat ons hoor? Wat gaan nie aan? En dit was so oorweldigend geweest, dat 'n klomp mense wat buite gestaan en gesê het, man, hierdie ouens is gesyp.
Hulle is dronk, dis al hoekom hulle so kan aangaan. Ander ouens was verward geweest. Hulle het nie geweet wat om te maak van dit nie. En vir ander mense het daar vrees oor hulle gekom. 'n Vrees van toe hulle hoor van hierdie boodskap wat verkondig word, van oordeel en van geregtigheid, is hulle harte gesny en hulle het besef, ons het hierdie verlosser nodig. En in daai oomblik begin die Heilige Gees sy werk doen in daai skare. En hy begin onder daai mense beweeg en onder daai mense werk. Wat doen ons? My broer en sussie, wat doen ek en jy? Wat is daarvan hierdie opdrag van Jesus, wat ek en jy lewe in ons lewens? Ons is so besig met ons eie lewens, ons is so besig met ons eie nonsens. Ek het laasweek vir julle 'n skriffie gelees in Openbaring 3, waar daar 'n brief geskryf word in die kerk in Laodicea, en hy skryf vir die kerk en hy sê, was julle maar koud of was julle maar warm, maar omdat julle lou geword het, maak julle my naar. Daai louheid sê dat, weet jy wat, ek het begin om apaties te raak oor hierdie wêreld wat besig is om verlore te gaan. Ek het apaties geword vir die sondaars wat tussen my leef, wat God nie ken nie, wat op pad hel toe is. Ek huil nie meer nie, ek bid nie meer vir dit nie. Hoe lyk jou gebedslewe? Ons gebedslewens, hoe lyk dit? Ouens, die woord sê dat die vurige gebed van 'n regverdige dra groot krag. My boetie en sussie, wat is jou gebedslewe? Is daar vuur in dit? Is dit deur die Heilige Gees bekragtig sodat jy vurig kan bid? Vir wat bid ek en jy? Wat is ons gebede? Wat hoor die Here wanneer ons bid? Hoor hy ons gekla? Hoor hy ons gekerm? Hoor hy hoe dit ons die hele tyd net nog goed soek? Ag Here, as ek net nog dit kan kry, as ek net nog dat kan kry, as hy vir my nog net hierdie blessing kan gee, nog net hierdie deur kan oopmaak. Maar wanneer laas het jy gehuil vir sondaars? Hierdie wat hy gesê het, this is the great commission, for this reason I'm sending you the Holy Spirit. Gaan en met groot krag gaan getuig van God se goedheid en sy genade. Jesus, ouens, ons hou ons besig met nonsens. En ek is voor in die koor. As ek sien die tyd wat ek spandeer op YouTube om na goedes te kyk, en baie keer in die naam van om meer te leer en meer insig en kennis te kry, as ek myself kry, dan het ek 'n uur of 2 spandeer en ek het nonsens gekyk. As ek sien hoe dit ek tyd spandeer, want ek moet probeer om vir my finansiëel, vir my gesin beter te sorg, waarmee ek my besig hou. As ek sien wat se gesprekke ek baie keer met mense het. As ek sien hoe dit ek baie keer hoe wêrelds ek nog kan dink en hoe wêrelds ek soms kan praat. Ek sien hoe dit ek baie keer tussen mense is en dan maak hulle skurwe aanmerkings en skurwe grappe en dan lag ek maar verlees so half saam want ek wil nou nie 'n poppel wees nie. As ek hoor hoe ek redeneer oor wat in ons land aangaan. My boetie, is dit wanneer laas het jy gehuil vir ons land? Ek praat nie van terugverlang na ons vir jou Suid-Afrika. Ek sal lewe, ek sal sterwe. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van die mense van ons land. Hierdie mense wat jou so irriteer, wat so onder jou vel inkruip. Hierdie ouens wat op die TV dans en sekere slagspreuke kwytbraak dat jou bloed kookie binne in jou. Wat voel jy vir hulle? Huil jy vir hulle? Ek sien ons Afrikaners, ouens, ek het die afgelope tyd gesien, met skok om te sien, wat se goddeloosheid onder ons losgebars het. Ek sien hoe dat ons eie mense mekaar doodskiet. Ek het in een artikel lees ek hoe dat 7 gevalle, waar ons eie blanke Afrikaners, ander blanke Afrikaners vermoor het. As dit nie mans is omdat hulle vrouens uit die pad uit te kry, omdat hulle irriteer nie, dan sit ouens wat by 'n kuierparty mal en dronk raak en mekaar daar vermoor, die een slaan, die een dood. Vergewe my, as ek sien hoe ons 'n kultuur, ons het 'n land van alkoholiste groot maak. Hier ouens, ek wil ek iets oorkom. As ek sien hoe ons mense hulle self versuip, as ek sien hoe ons hierdie jong kinders, hierdie jong laities, hierdie ouetjies word groot gemaak, dat hulle sou kei met brandewyn en kook. Ek is gatvol om te sien hoe dat gesin uit mekaar uitgeskeur word oor dit.
Ek is moeg om te sien en te hoor hoe families terpletter gaan, hoe dat rykdom en geluk verlore gaan, omdat ons in die verdomde alkoholisme vashou. Ek kan nie sonder my dop nie, ek kan nie sonder my bottel nie. En dan wil jy my vertel, ek is nie 'n probleem nie, ek het nie 'n probleem nie. Jy wil sê, man, ek is nie alkoholist nie. Ek wil vir jou sê, jy's vasgevang in hierdie goed. Ons Afrikaners, ons kultuur is vasgevang in hierdie goed. En dan kom sit jy by my, help pastoor, help. Dan sê ek vir jou, dis wat God sê, dan wil jy stry en jy's beter weterig. Jy kry nie klaar met waar jy vandaan kom nie. Jy kry nie klaar met jou sonde nie, jy kry nie klaar met die goed wat jy aan vasgevang is nie. Ons manne wat spook met pornografie. Ouens, hoe kan ons hierdie opdrag van Christus gehoorsaam? Hoe kan ons, as ons nog steeds vaskleef aan daai goed, as ons nog steeds in dit vashou? Wat sien en hoor ons kinders by ons? Wat sien hierdie verlore gaande wêreld van ons? Die verskonings wat ons het. Dan wonder ek, Here, hoeveel van ons is gered? Hoeveel van ons gaan hoor, welgedaan, my goeie en getroue diensknegt? As ek sien hoe mak ons raak oor sonde. As ek sien hoe apaties ons oor dit raak. Sê, Dion, maar hoekom hou jy aan sonde preek? Want God wil jou vir ewig by hom hê. En ek en jy het verskoning, so ons sê, ag, maar weet jy, Dion, dis my swakheid. Ag, weet jy, Dion, dis net 'n ding wat ek deurgaan. Dis nie swakheid nie, dis sonde. Dis daai sonde wat jou onvrymoedig maak. Dis daai sonde wat die Heilige Gees wat by jou is, wat jou moet help bedroef. En die Bybel sê, as jy nie ophou met jou nonsens, as jy nie ophou met hierdie sonde nie, en hy word bedroef, dan staan hy terug, en hy gee jou oor aan die leuen. Hy gee jou oor aan jouself. Romeine 1 sê, dan begin jy naderhand in daai lewe, begin jy funksioneer. En Dawid het hierdie ding gebid. Ons het laasweek gehoor in Psalm 51, en hy het hierdie pleidooi. Hy sê, Here, asseblief, ek kan alles verloor, maar moenie u Heilige Gees van my wegvat nie. Moenie as u Heilige Gees van my al wegvat, is dit oor en verby met my. Want dan het ek niks en niemand wat my weer kan oortuig nie, ek het niks en niemand wat my mee kan help nie. Ek is verlore. En kerk, dis die toestand wat ons in is vandag. Dis die toestand wat ons in is. Wanneer laas het jy gesit met jou kinders, en ons het oor hierdie goed gepraat, en jy kry jou kinders in die aande by mekaar. Ons het daai lappies in die begin van die jaar gevat en gesê, ons gaan mekaar se voete salf soos wat Jesus by die nagmaal gedoen het. Mekaar se voete was. Hoeveel van ons doen dit nog? Hoeveel van ons wys en leer en lei ons kinders? Ons het geword soos hierdie gemeente in Laodicea. Ons het lou geword. Ons het so gemaklik geword in ons leefstyl. Ons het so gemaklik geword in waar ons onsself in bevind, ouens. Nothing moves us anymore. Ons word beweeg en beheer deur ons liste. Deur hierdie goed van ons vlees wat dit wil hê. Ons word beheer deur ons emosies. Nie deur die Heilige Gees nie. Ons emosies bepaal wanneer is dit vir ons reg om te luister en wanneer nie. Hier sit van ons is so geesvervuld, maar in ons geesvervuldheid, ouens, sit ons met 'n stuk trots. Ons dink ons weet alles, ons dink ons weet baie, ons is baie geleer, ons is baie gesalf en die Here gebruik ons en hy beweeg in en deur ons, maar ons karakter stink. Ons praat lelik met mense, ons is oneerlik, ons lieg, ons bedrieg, ons is agteraf, ons kinder. En nou dink ek omdat die Gees van die Here deur my werk, nou dink ek nie ek is okay. Kerk, dis tyd dat ek en jy moet begin besef dat daai opdrag wat Jesus 2000 jaar teruggegee het vir sy Heilige Gees om te kom, daai opdrag is vandag nog dieselfde. Die verwagting vir sy kerk wat moet gehoorsaam wees. Ons is sy ambassadeurs. Ons is sy hande, ons is sy voete. Hy gaan nie 'n tweede keer terugkom om hierdie werk te doen nie. Hy het jou en my geroep om dit te doen. Halleluja! Maar ons moet luister, kerk. Ons moet begin gehoorsaam wees. En dis wat hierdie gebeurtenis van die geboorte van die kerk so dinamies gemaak het. Is dat toe hierdie Heilige Gees uitgestort word,
En Petrus staan op en hy verduidelik vir die mense, wat het daar nou net gebeur? En hy sê vir hulle, hierdie is wat die profeet Joël 800 jaar terug geprofeteer het, daai tyd. Hy sê dat in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op alle vlees. In die laaste dae gaan manne en vroue bekragtig word deur hierdie gees. Ou mense gaan drome droom, jong mense gaan gesigte sien. Op my diensknegte en my diensmaagde gaan ek hierdie krag van my gee, sodat mense God onder en tussen hulle kan ervaar. Dat dit nie meer net 'n God is soos wat Beth Midler jare terug gesing het, from a distance, God is watching us from a distance. Dis die probleem. Mense wil God ervaar, hulle wil hom beleef waar hulle nou in hulle krisis en hulle in nood is. Maar hy het manne en vroue nodig wat sê, Here, hierso, kom doop my met die Heilige Gees, kom doop my met u vuur, Here. I want to burn for Jesus Christ. Here, ek wil die hart van Jesus hê vir sondaars. Ek wil 'n hart van Jesus hê vir my gesin, vir my vrou, vir my kinders, vir my werkplek. Ons is so behep met hieronder. Here, leer ons om te bid dat u koninkryk kom soos in die hemel net op die aarde. Ek en jy so behep met hierdie aarde, met wat hier onder aangang, met wat hier gebeur. Ons het nie 'n ewigheidsperspektief nie. Dis hoekom het ons nie plan nie. Ons is verwaand en arrogant om te dink dat ons môre nog hier gaan wees. En jy weet niks. Ons weet niks van wat môre vir ons inhou nie. Ons het net vandag, jy het net hierso, om dit wat jy besluit het om te sê, ek neem hom aan as my meester, om onder sy heerskappy in te kom. Jouself te verneder en te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil, my koning. Jy het net nou hierso, net nou hierdie plek, om te sê, Here, ek verstaan, ek het verantwoordelikhede, ek moet werk, ek moet my gesin onderhou, dis wat jy moet doen, die Bybel sê jy moet dit doen, maar Here, ek besef ook, dat ek u koninkryk en sy geregtigheid moet soek, bo alles in my lewe. Want ek glo, dat omdat u my God is, en omdat u woord waar is, dat as ek u koninkryk en u heerskappy soek, Here, dan beloof u sal vir my byvoeg wat ek nodig het. Gaan nie nodig hê om dit te soek nie, gaan nie nodig hê om my dood te werk nie. Die Bybel sê, dat die seën van die Here maak jou ryk, moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. But we've got to make up our minds. Ons moet 'n besluit maak. Gaan jy warm of koud wees? Gaan jy warm wees aan die brand vir die Here, waar hy warm water bring genesing. Dit bring vir mense daai hitte wat seer spiere help, dat dit terapeuties vir mense is. Of gaan jy koud wees waar jy verfrissend is? Waar as mense hierdie koue water drink, dan is dit vir hulle refreshing vir hulle souls. Hulle voel hulle kry nuwe lewe. Which one are you going to be? Maar in die naam van Jesus, kerk, ons kan nie lou wees nie. Ons mag nie lou wees nie. Because he will spit you out of his mouth. Dis nie my woorde nie, ek wil vir jou daai laaste gedeelte lees, want as jy so met die kinders van die Here praat, dan dink jy ouens, Jesus Dion, maar dit klink of jy ons wil slaan met 'n sambok, dit klink of jy met ons wil raas, dan sê ek vir jou, nee, hoor wat die Gees van die Here vir die kerk sê. Openbaring 3. Hy praat met een van sy kerke, met sy gemeente, soos wat ons hier sit. Hy sê, ek skryf van die engel van die gemeente van Laodicea, en dit is die amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke. Die Gees van die Here praat met jou. Hy sê vanoggend vir jou, ek ken jou werke. Daar's niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek. He knows you inside out. Hy ken jou sit, hy ken jou staan, hy weet alles van jou. Ek ken jou werke. Dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Was jy dit tog maar net gewees? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie
dat jy ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Wat hy sê is in 'n neutedop, jy sê man, ek is okay. Ek het ryk geword, ek het behoefte aan niks nie, ek is alright. Jy sê jy's okay. Hy sien jou raak en hy sê vir jou jy is nie. Hy sê vir jou jy het arm geword. Hy sê jy's beklaanswaardig. Jy het blind geword en jy's naak. Nou gee hy vir jou raad. Hy sê ek raai jou aan om by my te kom koop goud wat deur die vuur gelouter is. My boetie en sussie, dis hoekom die Here met soveel van ons besig is die afgelope tyd. Ons het so ruk terug gepraat oor ag dit loutere vreugde. Ons het laasweek gepraat oor hy sal jou bene breek as dit nodig is. Kom koop by my goud wat gelouter is. Hy's besig om met party van julle te werk, want jy's nie waar jy moet wees nie. Daai stok en staf wat Dawid van praat met Psalm 23. Daai die ene hou jou uit die moeilikheid uit en die ander ene tugtig jou, die ander ene berus by jou mee dat jy in lyn moet kom. Hy's besig met ons. Kom koop by my goud wat gelouter is. Hy soek jou suiwer. Hy soek jou heilig. Nie verskonings nie. Hy soek jou heilig. Kom koop by my goud wat gelouter is. Sodat jy ryk kan word en kom kry by my wit klere dat ek jou kan aantrek en die skande van jou naakheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Die duiwel het katarakke op die meeste van ons oë geplak. Dis hoekom jy nie jou eie toestand kan raak sien nie. En dis hoekom hy vir jou kan sê, man, jy's eintlik okay. Jy kan nie raak sien wat die toestand jy in is nie. Jou vrou praat met jou man praat met jou mense om jou wat vir jou lief is, waarsku jou en sê vir jou, kry klaar, hou op, pas op, moenie. En ons argumenteer en ons stry. Jy weet jy moet meer bid. Jy weet jy moet die Here soek. Jy weet jy moet heilig leef. Maar jy kan vir jouself dit nie raak sien nie. Kom koop by my salf, dat ek in jou oë kan smeer, dat jy kan sien. Dat jy kan sien. Vers 19. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Hy praat met ons, hy praat met hierdie kerk omdat hy hulle liefhet. Nie omdat hy hulle onder condemnation wil voel nie, nie omdat hy hulle wil dreig nie, nie omdat hy hulle wil bang maak nie, of wil manipuleer nie, omdat hy hulle liefhet. Almal wat ek liefhet, sê so 'n bietjie almal, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Ons het nou gehoor, bekering is vir mense wat die Here nie ken nie. Is vir mense wat hulle weer moet verander, wat moet terugdraai na God toe. Hoe aaklig is dit dat hy dit nie dit vir ons as sy kerk moet sê nie. Dat hy vir ons as sy bruid moet sê, bekeer jou weer. Kom terug na my toe, want jy het weggedwaal, jy het afgedwaal. En as jy vanoggend daaroor sit en redeneer en jy wil stry, dan moet jy weet, hier is presies vir ons. Die oomblik as jy verskonings wil maak vir waar jy is, omdat jy weet jy nie eintlik daar moet wees nie. He's talking to us. Ons het lou geword. Ek is lief vir jou en daarom praat ek met jou en ek sê vir jou asseblief, kom en bekeer jou. Hy sê kyk, ek staan vandag hier by die deur en ek klop. Here, hoe verskriklik moet dit wees? As jy aan 'n deur klop, waar staan jy? Buitekant. Hy sê vir sy kerk, ek staan aan die buitekant. Julle het so besig geraak. Julle het so vasgevang in julle eie goedes that you've driven me out. Nou moet ek buite staan en ek moet klop en sê asseblief, laat my in. Asseblief laat my in. Hoe tragies is dit, kerk? Maar ons wil stry en ons wil redeneer en ons wil beterig wees en ons wil vashou aan hierdie wêreldse lewe wat ons het. Jy is nie meer van hierdie wêreld nie. Jy's nou deel van 'n ander koninkryk. Jy het dit gekies. Toe ek en jy gesê het, ek neem hom aan as my meester, het jy gesê, ek het die koste bereken. Lord Jesus, I will die to myself. I am crucified with Christ. I do not live for myself anymore.
Ek klop by die deur. En dit is 'n pleidooi. As ek klop by die deur en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak. As iemand wat hier sit vanoggend net my stem wil hoor. As my kerk net my stem wil hoor en hoor hoe pleit ek by julle. Asseblief, maak oop, ek wil inkom. Hoekom? Wat wil hy kom doen as hy inkom? Hy sê, ek sal ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hy wil saam met jou eet. He wants to have fellowship with you. Hy's 'n God wat behaag daarin om net saam met jou te kuier. Hy wil vir jou 'n tafel dek. Hy wil jou hoof vet maak met olie. Hy wil jou vat na groen weivelde toe, na waters waar rus is. Hy wil jou lei op die spore van geregtigheid. Dis wat hy vir jou wil doen. Hy wil jou nie slaan en jou verneder en jou verkleineer en nog 'n swaarder las op jou sit nie. Hy wil jou losmaak, hy wil jou vrymaak, hy wil jou heel hê. Maar ons voeter elkeen in ons eie rigting. En ons doen wat ons wil. En hier gee hy vir ons die laaste aanmoediging. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het, en saam met my Vader sy troon, om op dit te gaan sit. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees sê vir die gemeentes. Kerk, hoor wat sê hy vir jou vanoggend. Ek soek 'n kerk wat aan die brand is. Ek soek 'n kerk wat hierdie bekragtiging van die Heilige Gees vat en hardloop met die opdrag wat ek vir hulle gegee het. Maak disippels van alle nasies. My boetie en sussie, wanneer het jy enige iemand na die Here Jesus toe gelei? Wanneer laas het jy saam met iemand gekniel, gebuig, iewers eenkant toe gestap, en jy het saam met daai persoon gebid, die Sondagsgebed, en hom uit die koninkryk van duisternis afgebring hier na die koninkryk van lig toe. Sien jy nie, maar ek dog dis hoekom ons julle 'n salaris betaal. Ek dog dis hoekom ons 'n bydrae maak by die kerk, sodat julle dit kan doen. Nee, aan almal wat in my glo, sal hierdie tekens volg. Daai opdrag is aan almal gegee. Nie aan sekere professioneles nie. Wanneer laas het iemand jou gebel, vir jou gesê, asseblief is kritiek. Jy beter kom bid. Hier's moeilikheid by die huis. Omdat hulle die krag van God in jou lewe sien. Wanneer laas het mans en vroue wat in huweliksprobleme is, jou deurkom afskop en gesê, asseblief. Asseblief. Ons het nodig wat julle nodig het. Ons gesin val uit mekaar uit. Wie gaan ons help? Ons wil hê wat julle het. Wanneer laas het jy gehuil? Ons as dit oor die 2 biljoen mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie. Dis daar ver aan die uiterstes van die aarde. Daar is mense onder ons ouens wat Christus Jesus nog nooit ontmoet het nie. En die Gees van die Here praat met jou en hy praat met my volgende. En hy sê, dis hoekom ek julle hierdie Heilige Gees gee, dis hoekom ek julle bekragtig het, is om met daai werk aan te gaan. Dis nie opsioneel nie. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Dis nie opsioneel nie. It's not something you can choose, that which suits you. It's a command. Dis 'n opdrag. Gaan dan heen, maar begin in Jerusalem. Hierdie opdrag begin in ons huise. Dit begin by ons gesinne. Dis ons heel eerste plek. Ons eerste missieveld is hier. Dis wat hy vir ons vra vanoggend. Hy wat 'n oor het, luister. Kerk moenie laat hy ons uitspoeg nie.
Moenie dat jy hom naar maak nie, asseblief. There's too much riding on this. As mense om jou wat se lewens afhang van hierdie besluit wat jy maak vandag. As mense wat se lewens afhang van dit. Will they see the goodness of God? Will they come and taste the goodness of God in your life? Ons kan nie so aanhou nie, kerk. Ons kan nie. Ons kan nie. Hoe ken ek God se woord? Weet jy wat staan in God se woord? As ek by die meeste Christene gaan stil staan en ek sê vir hulle, quoteer vir my asseblief 5 verse, die 5 belangrikste verse in jou lewe. Dan sien jy hoe begin die ouens aarsel. Dan sien jy hoe begin hulle hyperventileer, want hulle kan nie vir my sê nie. Die algemene kind van God. En daar is nog nooit in die geskiedenis van die wêreld soveel Bybels beskikbaar gewees in omgang nie. Nog nooit in die geskiedenis van die wêreld was soveel Bybels beskikbaar vir mense gewees nie. Maar nog nooit in die geskiedenis van die wêreld was daar soveel Bybelongeletterdheid gewees nie. Ouens in julle huise, is daar partykeer 10, 20 Bybels wat rond lê. Maar ons weet nie wat in hierdie woord staan nie. En die van ons wat hom lees, hoeveel van ons gehoorsaam dit? He's talking to us, church. Stop being lukewarm. Maar vir ons om aan die brand te wees en vir ons om koud en verfrissend te wees, het ons hierdie Heilige Gees nodig. We need this Holy Spirit. En nou ek kan vanoggend aangaan vir ure as ek wil. Maar ek wil vanoggend klaarmaak en ek wil los dat die Heilige Gees met jou praat. Ek wil jou los vir 'n oomblik dat die Heilige Gees hoor sy stem. Hoor wat was die opdrag van Jesus? Gaan wag in die bokkamer. Kom by mekaar in eensgesindheid. Have the same mind. Come in agreement with one another. Vat mekaar se hande. Ons as kerk gaan hande vat later en ons gaan sê, Here, ons besef hierdie is ons las om te dra. Daai sielelas. Daai las vir die gebrokenes, vir die stikkenes, vir die siekes, vir die armes. Here, laat hy las op ons, die Heilige Gees hy las in ons warm maak, aan die brandsteek in Jesus naam. Maar lou is ons klaar, Here. Ek wil vir julle die een versie lees en ek wil jou daarmee stuur vanoggend. Ek wil net vir jou daai opsomming gee van Handelinge 2, wat het gebeur toe die Heilige Gees gekom het. Hy sê, Handelinge 2 vers 6, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en hulle was in 'n war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle almal was verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is hierdie nie almal Galileërs nie? En hoe hoor ons dan elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is, die goedheid van God? En ek gaan vir jou spring hier na vers 12 toe en hy sê, en hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? My gebed vir jou vandag is waar jy beweeg van vandag af. As mense met jou te doen kry, as hulle jou woorde hoor, as hulle jou gedrag sien, as hulle jou dophou, mag hulle dieselfde reaksie by jou en by my kry. Mag hulle verbaas wees en mag hulle in hulle harte vra, wat kan dit tog wees? Mag dit die impak wees wat ek en jy van vandag af in die wêreld om ons gaan hê. Amen.